Goeienaand en welkom by 'n gesprek. Helen Zille is amptelik die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Sy sluit later by my aan om te verduidelik hoe sy kiesers gaan lok. En ons voer 'n debat oor vryheid van spraak in die naderdraai van Charlie Kirk se dood. Ons begin met 'n gesprek oor Afrikaans. Die taal is van jare 100 jaar oud, maar navorsing wys al minder mense praat Afrikaans en al minder ouers stuur hul kinders na Afrikaanse skole. Wat voorspel dit vir die toekoms? My gaste is die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, Daan Potgieter, die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Taalraad, Dr. Konrad Steenkamp, die hoof van Kaapse Forum, Hendrik Weingart, en 'n dosent in Afrikaanse letterkunde, Delia Langenhoven. Konrad, ek wil begin met die studie wat julle gedoen het, en ons gaan 'n paar grafieke net op die skerm wys. Een ding wat vir my uitstaan is dat 74% van respondente se kinders is in Afrikaanse kleuterskole, wat tot 58,7% op hoërskoolvlak daal. So dit skets vir ons die prentjie van basiese onderwys. Kinders gaan nie meer in Afrikaans skool nie. Wel, hulle gaan in Afrikaans skool. Daar's net noem dit 'n neiging of 'n patroon dat hoe hoër die kinders in deur die onderwysstelsel volg, hoe minder gaan hulle na die skole toe. Onthou, daai statistiek, is nou nie gecompliseerd raak nie, maar dit verwys na altyd. Dit is nie 'n absolute syfer wat mense nou moet sê, slegs soveel persent van die mense gaan na Afrikaanse skole toe nie. Belangrike punt is, daar's 'n afname van kleuterskoolvlak deur na hoërskoolvlak, is daar 'n duidelike skuif na tweetalige skole toe en soms Engelse skole ook. Dis 'n belangrike element daar. Daarna, ons moet ook net vir jou gelukwens met jou verjaarsdag vanaand en dankie dat jy by ons aansluit. Dankie, Lorenzo. Maar jy het ook navorsing en eintlik skokkende syfers bekend gestel wat sê dat daar al minder Afrikaanse skole is en dat openbare Afrikaanse skole sluit. Is dit omdat daar minder vrae is na Afrikaanse onderrig? Ja, dit is so ietsie van alles. Daar is 289 minder skole as 7 jaar gelede. Ons praat nou van enkel medium Afrikaanse skole. Maar die skole wat as Afrikaanse skole gesien word, is skole waar die onderrigtaal in leer en onderrig nog Afrikaans is. So daar is ook parallel en dubbel medium skole. So daar is 'n afname, maar in dieselfde asem sien ons dat daar is ook wat die groei in die megaskole aanbetref, is daar 'n duidelike groei. So wat 7 jaar gelede was slegs 7% van skole in Suid-Afrika het 'n leertaal van 1500 en meer gehad. Vandag is dit 14%. So aan die een kant is dit so dan daar van die Afrikaanse skole op die platteland verdwyn het, maar daar is ook megaskole wat in sentrums soos Johannesburg, Pretoria en natuurlik in die Weskaap ontstaan het. En dit is toch kommerwekkend om te sien dat daar 'n beduidende afname is in die skole, maar ons moet dan ook sê dat daar is so wat 750,000 meer leerders in die skoolstelsel as 7 jaar gelede. Maar in die algemeen is omtrent 2300 minder skole en 'n verhouding minder onderwysers. So dis nie net Afrikaanse skole, dis skole gesien in die breë raam van skole in Suid-Afrika. Hendrik, jy self ook 'n ouer, sien jy dat daar in sommige gemeenskappe 'n neiging is tot ouers wat Afrikaans sprekend is en miskien by die huis praat ons Afrikaans, maar ons stuur die kind eerder na Engelse skool toe? Lorenzo, dankie. Ja, dit is so en dit is my baie hartseer dat dit so is. En ek praat maar altyd oor die breingemeenskappe waar ek myself bevind, waar ek woon. En daar sien jy dat daar tog ouers is, veral jonger ouers, en ouers raak al jonger weens tienerswangerskappe, wat hulle self wil laat glo en ook die kinders dan nou wil laat glo dat dit gaan vir hulle beter wees om Engels te leer. Die moeilikheid daarmee is dat die Engels wat in daai huis gepraat word, is in die meeste gevalle regtig nie goeie Engels nie. So die kind raak 'n slagoffer van taalverwarring, want almal rondom die kind praat nog steeds Afrikaans, ouma, mamma hulle met mekaar, maar na die kind toe is dit Engels. En wanneer daai kind uit die huis het gaan in die straat gaan speel of by die parkie of by die speelgroepie, praat almal daar Afrikaans. Dan kom die kind huis toe en die kind moet voor YouTube video's sit om bietjie meer Engels te leer. Jy het nog gesê ek is 'n ouer en ek is baie trots daarop om te kan sê my jongste is nou 4, word 5 in hierdie week en is nog in 'n dagsorg of 'n speelgroepie en sy gaan na Hartliefies dagsorgsentrum wat 'n advertensie die ander dag op Facebook geplaas het en my verbaas het toe dit sê ons is Afrikaans. Dit is 'n speelgroepie in 'n hophuisie buurt
op Caledon. En ek is daarom vol vertroue dat Afrikaans veral op die Weskaapse platteland 'n toekoms het wat ons dalk in ander dele van die land sien nie, en dit is omdat daar nog genoeg mense is wat die waarde van moedertaalonderrig besef. Ek wil myself as een van hulle noem en ja, so wanneer ons na die statistieke luister, soos wat Konrad en Daan aan ons voorhou, dan is ons dalk so 'n bietjie verward, soos in van wat praat julle? En die vraag wat by my onmiddellik opgekom het toe ons die statistieke kry van die voorlopige verslag van die ATR is, hoe lyk die demografie van die deelnemers aan die peilings? Dilemma, ek wil tog ook vir jou vra, hoe lyk die prentjie op tersiêre vlak? Nee, mense nog Afrikaans as vak? Ja, ek kan nie praat vir almal nie, maar daar's definitief 'n afname. Daar was onlangs 'n lenteseminar by Tikkies gewees vir Afrikaanse onderwysers en daar was baie duidelik gesê dat daar minder Afrikaanse onderwysers is wat inskryf vir Afrikaans, maar ook op die ou ende dan uitstap in die onderwys in. So dit is kommerwekkend. Die vraag daar is, hoekom moet ons Afrikaans vat? Ek dink dit is die werk van die departemente en van universiteite om hulle self relevant te hou, om te verduidelik aan studente hoekom Afrikaans belangrik is vir hulle beroep na universiteit. Konrad, in watter sektore gaan dit nog goed met Afrikaans? Taalhoudings. Afrikaans sprekendes voel baie positief oor hulle taal. Deur die bank. Hulle voel 'n sterk verbintenis tot hulle kultuur deur die taal. En hulle is ontsettend lief vir die taal. Hulle dink dit is 'n mooi taal. So dit is baie positief. Daar's natuurlik ook 'n donkerder kantjie hieraan. En dit is niks teen Engels nie, maar daar's ook baie positiewe persepsies oor Engels wat nie noodwendig altyd die werklikheid weerspieël nie. Presies waarvan ek dink Heinrich het daarna verwys. So ons sien dis uiters positief, die taalhoudings. Maar mense is 'n bietjie bekommerd dat die taalbesluite nie altyd die taalhoudings volg nie. Dan maak ek wanneer jy sê vra, is dit 'n wanpersepsie dat ouers dink hulle kinders 'n beter kans staan in die wêreld na skool as hulle eerder in Engels skool gaan? Lorenza beslis. Dit is eintlik 'n drogredenasie waarmee hulle self probeer paai. En ek skryf dit daarom toe dat daar 'n klomp van ons, ek wil nie sê die wielie-walie ouers wat nou deurkom nie, maar daar's 'n klomp van ons ouers wat glo dat daar's net 'n toekoms in Engels in die werksplek of op tersiêre vlak, wat nie so is nie. Ons studie het ook bewys dat die leerders wat in hulle moedertaal onderrig word, en UNESCO het dit ook bewys, daai kinders presteer, is baie sterker veeltalig, meertalig, raak die basiese konsepte van die moeilikste vakke die maklikste baas, kan dit later selfs in 'n tweede en selfs 'n derde taal oordra. So daai moedertaalonderrig, en nou pleit ek vir moedertaalonderrig vir alle leerders. En dit is belangrik dat ons daai standpunt ook moet vooropstel. Dus dit gaan nie net suiwer hier oor Afrikaans nie. Natuurlijk, maar Afrikaans is ons hart en dit is waarvoor ons hier is en daaroor praat. Maar vir ons gaan dit daar ook dat ons vir ander inheemse tale kan sê. 'n Leerder moet die reg hê om sy of haar graad 12 eksamen in sy of haar moedertaal te kan aflê. Want dis die toekoms vir onderwys in Suid-Afrika. Heinrich, jy het onlangs geskryf oor sogenaamde skolietaal. En dink jy dat daar spanning is tussen wat ons verstaan van standaard Afrikaans en Afrikaans? So die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het nou vir ons gesê ons moet nou eerder begin praat van algemene Afrikaans, eerder as standaard Afrikaans. Ek weet nie so mooi van daai storie af nie, maar ek wil nie nou met Dr. Annelies de Vries daaroor stry nie. So die konteks was dat ek geskryf het oor hierdie gebruik dat kinders van baie jonk ouderdom af, as jy foto's neem in 'n breinbeeld waar daar bende bedrywighede is en ook maar seker in die algemeen, dan sien die kinders wys al hierdie tekens wat vir my bende tekens is, en jy vind ook dat daar die taal van die bendes gebruik word. Nou hier is 'n interessante ding wat aansluit by ons onderwerp vanaand. Dit is woorde soos hos en awe en dala. En as jy gaan vra wat is die oorsprong van daai woorde, dan vind jy dat dit kom van die tronkbende kultuur af. En met die artikel wat ek geskryf het van Netwerk 24 en wat môre in die Burger verskyn, sê ek maar
dit word dan nou aan ons verkoop as Kaapswoorde. En ek sê dis skoliewoorde. So ek maak 'n argument daarvoor dat die regering moet kyk na 'n beperking plaas, 'n verbod plaas op die reg tot vrye uitdrukking, spesifiek met verwysing na hierdie bendetaal en hierdie bende gewoontes wat kinders so aanleer. Maar kan ek vinnig ook net reageer op iets wat Daan gesê het? Ek wil, jy weet, ek het die idee dat daar op die platteland spesifiek ook, ja, dit is so dat mense word groot in Afrikaans en dan gaan hulle weg. So ek het nou so half vir my note gemaak wat sê, miskien sal Afrikaans in die lange duur die grootword taal bly, maar dat Engels dan die weggaan taal word. Want weggaan beteken, jy gaan nou tersiêre inrigtings toe waar die eerste taalopsie dalk net Engels is, of jy gaan in 'n diverse omgewing waar jy dan nou Engels moet praat. Maar ek het geen twyfel dat ons op die platteland spesifiek, Weskaapse platteland, in breingebiede en in die wit kant van die dorp, sal Afrikaans lewendig bly vir so lank as wat daar kinders soos my klein Ivory is, wat geleer word deur 'n pa elke keer as sy 'n Engelse woord gebruik, dan sê ek, en wat sou die Afrikaanse woord wees my kind? En so leer sy al twee tale dan nou, maar sy weet by Japan is dit Afrikaans huis. Nee, maar jy's daai punt van dat daar minder opsies is op tersiêre vlak om in Afrikaans klas te draf en jy weet dat dit miskien makliker is om miskien juis op hoërskoolvlak al jouself beter toe te rus in Engels om beter te kan vaar op universiteitsvlak, of is dit ook 'n wanpersepsie? Nee, ek bedoel ek is 'n getuigskrif daarvan. Ek het in Engels klas gedraf op hoërskool onder die indruk dat dit vir my makliker gaan wees op universiteit en natuurlik toe Afrikaans gaan swat. So, ek dink nie dit is 'n wanpersepsie nie. Ek dink dit bestaan. Ek dink die wanpersepsie is eerder dat ons dink Engels is die enigste taal vir die toekoms van Suid-Afrika. Ek dink ons is geneig om te vergeet daar's 12 amptelike tale as jy gebaretaal insluit en die toekoms van Suid-Afrika is die mense. Ons moet om te kommunikeer met mekaar, om saam te stem met mekaar, om oor die weg te kom met mekaar, moet ons mekaar se tale leer, moet ons handel in Afrikaans, in Zulu, in Tswana. Dit is nie net Engels nie. Konrad, maar as die neigings, soos ons gepraat het, in terme van kleuterskool tot hoërskoolvlak negatief is, maar daar nog steeds 'n positiewe houding is tussen Afrikaans sprekendes oor hulle taal en kultuur, wat voorspel dit vir die toekoms van die taal? Wel, op sigself beteken daai gaping, beteken jy het 'n taalprobleem. Hierso is dis 'n simptoom van 'n taalverskuiwing, hierdie soort van gaping. Aan die ander kant, dit kan ook te wyte wees aan baie praktiese faktore, soos die skole waarvan Daan gepraat het. As daar nie 'n skool in jou buurt is nie, kan jy jou kind nie in 'n Afrikaanse skool sit nie. So dit is nie noodwendig alles swart en wit nie. Mens moet mooi kyk na die spesifieke situasies. Dan en as daar minder Afrikaanse skole is, veral op die platteland, wat beteken dit en wat voorspel dit vir die toekoms? Ek dink, Lorenza, ons sal in die toekoms sien dat daar uiteraard baie minder Afrikaanse skole gaan wees. Maar ons moet onthou dat daar waar Afrikaans nog as taal van onderrig en leer gebruik word, is die kwaliteit van daai skole baie hoog. So in plaas daarvan om te kyk na argumentsonthaalwe 800 skole of na 300 skole wat verdwyn het, kyk na die kwaliteit van die skole wat wel daar is. En dat daar nog ouers is wat in die openbare skool 'n baie goeie keuse het met uitstaande openbare skole. En ons kan dit bewys met die navorsing dat daar waar daar Afrikaanse leierskap is en waar daar die ingesteldheid is van die dringendheid van onderrig in Afrikaans, daai skole presteer. So dit mag wees die skole sal minder word, maar ons twyfel nie daaraan dat die kwaliteit van daai skole wat oorbly nog baie sterk gaan wees en 'n baie goeie aanbod het na buite toe nie. Ons kan ook sien dat daar in die afgelope paar jaar het ook die privaat skool omgewing geweldig gegroei met omtrent 110%. En van daai 110% is naaste by so 2300 onafhanklike skole of privaat skole, waarvan 191 van daai skole is skole waar Afrikaans as onderrigtaal gebruik word. En 88 van daai skole is enkel medium Afrikaanse skole. So daar is 'n sterk aanbod ook aan die openbare, maar dan ook na die onafhanklike skoolkant. Dylan Klaasens, en ek wil vir jou die laaste woord gee as die jongste persoon op die paneel. Wat kan gedoen word as veral ons kyk na jonger generasie om Afrikaans te bevorder? Ja, dis 'n moeilike vraag en onregverdig om dit vir die jongste persoon te vra. Ek dink
ons moet vir hulle bewys dat daar waarde is in Afrikaans. En ek dink ons doen dit reeds op 'n sekere vlak in die kreatiwiteit van Afrikaans. Ons floreer met boeke, ons floreer met films, ons floreer op verskeie vlakke. En ek dink hoe meer daai bestaan, hoe beter gaan dit word vir die jonger generasie om te sien, ek kan iets doen in Afrikaans, daar is waarde in Afrikaans. Ja, En kyk wat doen die breinseuns en dogters met hulle rymkletsery op TikTok. Asseblief, dit is 'n teken van die kreatiwiteit waarvan jy So daar's hoop en daar's 'n toekoms. Delia Hendrich, Konrad Dan, baie dankie. Baie dankie Lorisa. Bly ingeskakel, hierna wil ek by Helen Zille hoor hoe sy kiesers van die Goudstad gaan lok en later 'n debat oor vryheid van spraak.